Junie maand was jeugmaand. En as jy nou ooit bevraagtinge het of ouderdom regtig net 'n getal is en of jeugdigheid werklike ingesteldheid is, sal vanaand se gas jou ongetwyfeld oortuig. Wessel Bosman was 'n SA hekkies atleet wat rekords laat spat het. Hy het afriski soos ons dit vandag ken in Lesotho begin. 4 keer aan die Dakar tydrenne deelgeneem en blyk op sy gelukkigste te wees wanneer hy duisende kilometers met sy motorfiets oor landsgrense heen kan aflê. Beserings, stikkende motorfietsse en noue ontkomings is alles deel van die pret. Vanaand vertel hy ons van die avontuur wat hy verlede jaar vanaf Slovenië tot in Pretoria afgelê het. 77 dae, 66 verskillende oornagplekke en 24.333 kilometer later is hierdie veelsidige 66-jarige avonturier op die bank om oor sy waghalsigheid te gesels. Baie welkom Wessel. Maar jy lyk vir my so normaal. Ja, ek het gehoop ek is normaal. Nou, als wat ek gelees het, jy sê ook, jy het ergens gesê, jou onverskrokkenheid en jou dapperheid is te dank of te wyte aan die feit dat jy effens mal is. Ek dink so, want as hy nie beplan nie, is dit eintlik die beste. Want dan kan niks verkeerd gaan nie, want jy het nie dit beplan nie. Ek swaai net my been oor die motorfiets, Okay. en dan ry ou, want dan moet jy opstaan en moet jy verder ry. Dis die gemaklikste. Anders sit ons op die bank, ek wil dit doen, maar as jy so 300 kilos in die woestyn het, dan weet jy moet opstaan en verder ry. Ja, jy het nie 'n keuse daar nie. Ja. Ek wil dinge heeltemal terug, want jy was ook 'n hekkies springbok atleet. Ek het so 'n bietjie probeer en toe moes ek die ouens koop dat hulle stadiger hardloop en toe gee hulle vir my die Springbok kapteinskap en jy weet, so ou moet net geld hê dan Werk. Ja, hy spot nou, want jy kon nie aan die Olimpiese spele deel neem as gevolg van die sanksies daai tyd, maar jy was regtig baie goed geweest. En toe was dit altyd hierdie ekskursies. En wat is die ding van die skioord in Lesotho? Man, was in Japan en toe ek na die winter Olimpiese spele en ek kom daar van die plaas van ver in Noord-Transvaal waar die koudste 11 grade is. Ja. Toe voel ek daar sneeu in Japan en toe gaan ek na die winter Olimpiese spele toe. En toe ek terugkom, toe moet ek iets in Lesotho gaan doen, die eerste keer in my lewe. In die 18de Mei 1998, toe is dit sneeu. En toe gaan klop ek aan die koning se deur. Hy het vir my tee en koekies gegee. Dis als waar hierdie hoor. Wessel sê dit in tong, dit is als waar, ja. En toe hy sê tee klaar gedink, sê ja, laat ek maar 'n skieroord begin. Gedink dit gaan maklik wees, maar dit staan daar en eintlik vanoggend is daar nou baie sneeu by Ja, so jy die skioord die koning gaan sien en die hele ding. En die ding met motorfietsse, was dit altyd daar? Ek en my seun, ek dink het in 2005 by Afriski toe het iemand gesê, hulle wil van Kaapstad tot Kaapstad ry. En toe sê ek het 'n motorfiets, ek gaan dit sommer nou doen. En toe kom my seun met sy jeans van die ski slope af, Johan, en ek sê ek gaan nou ry. En hy sê hy wil ook ry. Hy het nog nooit sy lewe motorfiets gery nie. Toe sê hy aanhou, as ek vir hom 'n erfdag gee vir ons ook so fiets. Toe vlieg ons die fiets op. Daar begin hy het sy as afgeval daar in die sand en toe 19 dae later is ons hier in die Kaap gewees en daarna 5 maande daarna was hy 'n bad ongeluk. Ag ja, dit is baie hard, sê toe Johan oorlede, né? Ja. Maar dit is so 'n great trip. Weet so ek kan dink aan daai en nie vra nie. Jy weet dit is en daarna het ek weer bietjie fiets gery en toe het enige ou vir my gevra hoekom doen ek nie Dakar nie? So ek sê mal, ek kan nie ry nie. En toe sê my jy het stories. En toe skryf ek vir die Dakar, ek gaan nou Egipte toe ry 22 dae en dan gaan ek my bike ship Europa toe, kan ek die depots toe betaal in Frankryk. En sommer daarna by 'n ou vriendin wat nou eintlik prinses is in Monaco gestop. So jy het 4 keer die Dakar gaan ry? Ja, maar ek kan nie ry nie, maar daai ondervinding om iets te doen wat ek het dit op 56 eerste keer gedink, Dakar. En ek kan nou nog nie motorfiets ry nie, maar Maar wag, jy het iets gesê van die prinses, is dit nou prinses Charlene, is julle vriende? Ons was vriende en nou ek het Olimpiese atlete ook gesponsor na Beijing en Londen en by die Wimbledon tennis, toe Prins Albert so voor my gesit, sê ek, ja, ken vir Charlene. Sy het al gepraat. En toe die aand, toe sien ek Charlene by die swem, toe sê sy wil my aan Prins Albert voorstel.
En jy weet, ek is vuil en ek ry in die modder. Ah. Ek het juist toe ek my motorfiets daar stop. Toe stop die polisieman my, want ek het van die Farons Rally kom. Toe is dit nog sulke gebuigde brieke en goed. Hy sê, ou, ry nie met hierdie tipe baie kriminaal en sê ek is maar net vir 'n vriend kom hallo sê. Ja, daar's ook 'n wonderlike storie, is dit Bradley Patty? Daar was 'n artikel wat ek toevallig op afgekom het. Ek het met my eerste kar betrok, wat my support vehicle was, het vir so 'n jaar in Europa gestaan, toe kan ek hom nie ship en toe moet ek hom afry. En toe in Marokko, toe gaan my head gasket en daar kry nie parte nie en toe het ek daar ou langs die kant gekry wat sê hy's mechanic. Toe haal ons die engine af en ek blok toe die ports met Bradley Patty en ek sit bietjie Bradley steel op die gasket en ek sê vir jou nou moet ons hom in 25 minute vastrek. En dit werk. En 16,000 kilos toe ek hier in by Bradley Patty het 'n hele artikel oor hom gedoen. Maar nou wil ek als weet van die laaste tripie. Dit was nou in 2024. Ja. Van Slovenië Pretoria toe. Ja. Hoekom in Slovenië? Hoekom daar begin? Ek het ook weer probeer motorfietsry in 2020 die Dakar. Toe wat ek bike self opgebou het en 'n dag 1,5 toe kom een van daai trokke toe sy amper so boor my. Toe ek probeer jump, maar kon nie ver genoeg jump nie en toe split my enkel en toe kry ek 'n rit met die helikopter tot by 'n vliegtuig, 'n groot lughawe om 'n bietjie operasie op my enkel te kry. Waar is dit toe nou? Dis in Slovenië. Slovenië. Nee, in by die Dakar in Saudi-Arabië. Ja, maar hoekom? Want daai motorfiets is toe Slovenië toe. Ja, en hy het nou 5 jaar daar gebly, toe dog ek nou dalk is dit tyd om hom terug te kry. Ja. En toe vlieg ek op en toe sien ek die bike so op sit so my rooi sak op die fiets. En toe wil ek so Griekeland, al die Griekse eilande waar Paulus geloop het in mooi hawens. Toe sou ek Turkye, Iran en Irak gaan. Maar met die oorlog toe besluit ek kom ek aan. Toe gaan ek Italië toe, Amalfi-kus af. Als alleen op die motorfiets. Ja, nee, jy moet mal wees. Die ander ons wil nie so mal wees nie. Ja. En toe is ek af Tunesië toe. Toe by die hoogste mees noordepunt in Tunesië en toe Algerië. Toe Mauritanië wat seker die grootste trip. Dis so 850 kilos deur die woestyn. Daar was dalk petrol op 250. En toe het ek so 'n ou by die een plek sê toe sê jy moet meer fuel vat, gooi al jou goed agter op die bakkie. En jy moet nou ry. Ons moet 600 kilos ry. En ek kan amper sê 70, maar omtrent op 120 kilos moes draai vas by hierdie ou wat gejaag het. Was dit die ou met die Toyota? Met die Toyota, mooi. Maar 'n bier gewees met die Toyota. Ja, en dan het ons gejaag tot by die een boom, die grootste boom aan die Sahara. Ja. Stop hy, maak hy vir ons tee. En die ouens gooi maar so ver jy kan tee gooi. Hoe lekkerder is daai tee. Maar die Waar bly jy? Waar slaap jy? Waar eet jy? Langs die pad. Of as jy 'n plekkie kry, partykeer moet jy nie kyk wat jy eet nie, maar ek was nie regtig siek nie. En toe kom ek by Kameroen. En daar sê hulle vir my, wat soek ek hier? Het nog nooit iemand 'n blanke idee die laaste 8 jaar. Sê ek maar ek was 8 jaar gelede hier met die trok deur. Dan was jy seker ek. Sê hulle as ek volgende Woensdag hier kan ek 'n militêre eskort kry. Sê ek daar tussen ouens met staal en guns en bietjie ry ek agter die trokke en toe byt ek vas. Daar. Het jy 'n vrou en goed, want ek dink iemand sal uithou met jou in die Wessel. Ek sê dit nee, met kyk hulle love my stories. Maar ek dink almal ek het nie 'n vrou nie, ek het nie 'n girlfriend nie. Dit is bietjie moeilik. Ek dink jy's 'n stout gat. Nee, ek dink ek is 'n ordentlike ou, né? Regtig. Ek dink so. Maar dis moeilik. As ek mag sê, ek dink as jy in 'n verhouding is, moet jy albei presies dieselfde gee. Dit kan nie wees ek doen al hierdie en iemand moet. Maar ek dink jy gaan iemand kry wat al hierdie goed saam met jou. Hoe lank het jy dit my spoed nou breek? Ek jou spoed breek nie. Wat sou jy vir mense sê?
soos wat jy sê wat aftree en wat nou maar op die rusbank sit en jy het hierdie lewe met al hierdie avonture. Wat se boodskap sou jy vir mense sê? Ek het net die eerste tree gegee. En daarna kom jy agter maar jy kan nog 'n tree gee. En dan begin hierdie goeder kom en as jy regtig draai, val alles net in plek. Of nie net in plek nie, maar as jy glo, kan jy by die ander dag uitkom. Jone, jy's nou vir my 'n vreeslik interessant, want ek hou baie van jou. Kan ons vriende wees? Of course, gaan ons saam motorfiets Ons gaan saam motorfiets ry. Okay, maar ons ry stadig of vinnig? Nee, vinnig. Vinnig? Vinnig. Nee, dan moet jy my eers leer hoe om vinnig te ry. Baie dankie dat jy vanaand kom kuier en sterkte met al die avonture. Baie dankie, ek waardeer dit. Dankie. Na die advertensies is dit Kwela dorp van die jaar tyd.